Een aand gaan ek gym toe. Ek wil bietjie eisters gooi. En dit het goed gegaan met die gewigte se optel. Totdat 'n ouer oomie hier langs my op die bankie kom sit het. Uit die hoek van my oog kon ek sien hy stoot meer en vinniger as ek. Jag, my ego was gekrenk. My kop het gespin. Ek dadelik gedink hoe ek die situasie kon beredder. Dalk as ek die volgende stel swaarder gegaan het, sou hy dink ek was nog besig om op te warm. Ag nee wat, daar maak ek myself bietjie seer en toe die oom opgewarm is, toe los hy my in die stof. Die ding het al herhaal op die oefenfiets en in die swembad, op die roeimasjien, lyk my ek het 'n effe van 'n kompeterende gees in my. As ek hieroor reflekteer, het ek nie daardie aand baie lekker geoefen nie, en dis my eie skuld. Dis nie die oompie se skuld nie. Ek het my skuldig gemaak aan 'n ding wat ek al baie vir my kinders en ons gemeente se jong mense gesê het. Om jou met ander te vergelyk is die duiwel se speelgoed. Dit maak jou jaloers, ontevrede, kwaad. Dink net wat het Kain gedoen omdat hy hom met sy broer Abel vergelyk het. Jesus moes sy disippels berispe as hulle met mekaar vergelyk het oor wie die beste is. Ook Paulus moes hieroor vir gelowiges in die kerk skryf, omdat daar onenigheid en twis gekom het omdat hulle gawes vergelyk het. Nee, sê Paulus, nee. Elkeen is uniek en die Gees gee aan elkeen eie verskillende gawes om die kerk op te bou en God te eer. Baie mense vandag is sielsongelukkig omdat hulle huis, motor, kinders, geld, vakansies en goed met ander sinne vergelyk. Ons sien in Filippense 4 vers 11 hoe tevredenheid lyk. In sy tweede brief skryf Paulus van al die teëspoed wat hom in die bediening getref het. Vervolging, marteling, beswaddering van sy naam, skibreek, tronkstraf, honger en dors en wat nog. Hy skryf, ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Gaan lees maar 2 Korintiërs 11. Wat sou gebeur het as hy hom met ander lou Christene wat vry buitekant die tronk rondgeloop het vergelyk het? Dit sou sy siel vergiftig. Hy doen dan meer vir God se koninkryk as hulle, so dis nou onregverdig. God waardeer hom nie genoeg nie, sou die duiwel hom laat dink. Hoeveel giftige gedagtes sit in my en jou, omdat ons nie tevredenheid het nie? Is iets om na te streef. Here Jesus, U wat nie 'n huis of bed gehad het, maar die meeste vreugde van almal, leer my om ook tevrede te wees met wat ek het, om te vertrou dat wat ek het genoeg is, dat U dit vir my gee, en dat U regeer oor my en my besittings, of dit baie is of min. Amen. Sorry.